Wie is jy? 'n Volk wat sy wortels vergeet, sy voortbestaan kom in gedrang. Dit is daarom, veral vandag, van wesenlike belang dat ons die wortel en die kern van ons ware identiteit moet herontdek en moet begin koester en lief hê. Die vraag na ons identiteit is egter nie iets niets nie. Dit is iets wat die grootste filosoof in ons geskiedenis ook gedryf het om te skryf, en wat selfs daartoe gelei het dat hy, selfs as professor in die filosofie, gearresteer en toegesluit in die tronk is. En in vandag se video wil ek juis fokus op die onmisbare waarde van die unieke bydrae van professor H.G. Stoker. Dis ironies dat ons volk se grootste filosoof 'n man is wat vandag beswaarlik die erkenning ontvang in die land se staatsuniversiteite en wat nooit genoem word in skoolhandboeke nie. Tog, as ons as volk te midde van die identiteitskrisis wat ons vandag in die gesig staar, antwoorde wil kry op die vraag oor wie ons is, en as ons wil verhoed dat ons vyande ons definieer en vir ons vertel wie ons is, deur die nodige kulturele selfvertroue te ontwikkel om dit self te kan doen, sal ons moet deeglik kennis neem van die reus Hendrik Gerhardus Stoker. Hy was nie net een van die grootste intellektuele van die 20ste eeu nie. Hy was 'n godsman en 'n volksman, wat selfs te midde van die gruwelikste vervolging op hom altyd bly vas staan het vir sy volk en vir sy God. En ek is oortuig dat vir ons volk se toekoms dit vandag steeds van die kardinaalste belang is, dat ons kennis moet neem van wat professor Stoker oor ons volk, oor onsself geleer het, om sodoende die ware kern en wortel van ons identiteit te herontdek. Hierdie is dus die eerste van 12 video's wat die Willem Petzer groep gaan vervaardig rondom een van professor Stoker se grootste werke, Die stryd om die ordes. In hierdie 12 episodes gaan ons deur die boek gaan en vir u presies verduidelik wat die argumente is wat in hierdie boek gemaak is en wat die ongelooflike belang vandag op ons volk van hierdie kennis is. Gedurende die eerste helfte van die 20ste eeu was die Afrikaner platgeslaan, soos meeste mense vandag nie sal verstaan nie. Om die Anglo-Boereoorlog teen die Britse Ryk te verloor, het ons meer as net ons vryheid gekos. Ons volk het op daardie stadium letterlik alles verloor. Ons het verval in absolute armoede. Ons het onder die broodlyn gelewe, veral omdat baie familieboerderye die hartklop van ons ekonomie was en nie na die slagting van die verskroeide aardebeleid van die Britse weermag ooit weer kon herstel nie. As jy immers na 'n 3 jaar oorlog teruggekeer het en jy het al jou vee en al jou veld verloor en jou graanskure is alles afgebrand, dan was almal min hoop op oorlewing vir 'n ekonomiese oorlewing vir 'n boer. Vir dekades lank sou ons volk worstel met 'n armblanke vraagstuk wat gedreig het om ons totaal te vernietig. Maar meer as dit het ons volk met 'n identiteitskrisis geworstel. Ons wat vroeër ons eie vrye republieke gehad het, was nou onderdane van die Britse Ryk. Ons was nou skielik ingeburger in 'n land vol klomp vreemde volke, wat in baie gevalle selfs duisende kilometers van ons afgebly het. Ons kinders is in skole gedwing om in Engels onderrig te ontvang en buiten die taalkwessie was 'n hele geslag jong Afrikaners totaal geïndoktrineer met idees wat volksvreemd is. Liberalisme wat hulle geleer het by Oxford en by Cambridge waar hulle graad universiteitsstudies voltooi het. Boonop het ons volksleiers ons verraai. Botha en Smuts was verantwoordelik daarvoor dat die rebellie van 1914 so 'n guldige geleentheid vir ons volk om ons vryheid terug te wen met geweld platgeslaan is. Ons leiers het ons eie mense vermoor. Teen die begin van die 1930s het dit voorgekom asof hierdie dekadelange armoede en identiteitskrisis reeds 'n hele geslag Afrikaners se selfvertroue ingesluk het. Die groot vraag van die dag was: wie is ons nou? Is ons net 'n groep verarmde burgers van 'n Britse land met 'n globale karakter? Is ons net goedkoop arbeid vir die myne? Of is ons steeds 'n volk met sy eie identiteit? Hierdie krisis was dus baie meer as net ekonomies. Dit was geestelik en dit was kultureel. Afrikaners het werklik die gevaar geloop om hulle eie geskiedenis, taal en waardes te verloor en te vergeet.
Maar dit is juis in sulke oomblikke van krisis dat reuse figureer. En dit is in hierdie konteks waar 'n jong Afrikaner filosoof met 'n skerpsinnige verstand en met 'n vurige liefde vir sy mense en vir sy volk sy verskyning gemaak het. Henk Stoker. Stoker is op 4 April 1899 in Johannesburg gebore, op die voorrand van die Anglo-Boereoorlog. Sy ouers het self die volle pyn en lyding van die oorlog en die gevolglike armoede daarvan ervaar. Sy vormingsjare was kenmerkend van daardie geslag se voortdurende stryd om oorlewing, stryd vir die volgende broodjie op jou bord. Dit het hom diep bewus gemaak van die broosheid van sy volk se voortbestaan. Stoker was gebore in 'n konservatiewe, gereformeerde huishouding, maar in 'n tyd waarin die wêreld besig was om radikaal te verander. Sy kinderjare was deurdrenk van spanning tussen die wêreld van sy ouerhuis, gebind aan tradisie, 'n onwrikbare Christelike geloof en die herinneringe van die ou boererepublieke, en die nuwe wêreld waarin die Afrikaner kinders gedwing was om Engels te leer en vreemde buitelandse ideale te omhels en vreemde ideologieë te ondersteun. Die identiteitskrisis van die Afrikaner gedurende die eerste paar dekades van die 20ste eeu het Stoker se denke help vorm. Stoker het gou uitgestyg bo sy tydsgenote en reeds in sy 20's begin namaak as 'n denker wat nie bloot die Europese denktradisies wou kopieer nie, maar dit wou beoordeel vanuit sy eie volk se standpunt. Sy eie volk se standpunt wat baie op daai stadium nie eens geweet het wat dit is nie, of geweet het wat sy volk is nie. Baie soos vandag. In 1924 het hy sy doktorsgraad in filosofie aan die Universiteit van Keulen in Duitsland behaal onder leiding van die invloedryke Duitse denker Max Scheler. Sy proefskrif, getituleerd Das Gewissen Erscheinungsformen und Theorien, die gewete, verskyningsforme en teorieë, het die aard en die rol van die gewete as 'n morele kompas ondersoek. Hierdie Europese blootstelling aan die filosofie het Stoker se denke verdiep en hom in aanraking gebring met die fenomenologiese en etiese strominge van sy tyd. Maar terselfdertyd het dit sy eie roeping bevestig, om nie die Afrikaner, sy volk se bestaan in die moderne liberalisme en relativisme van die Weste te laat verval nie, maar om filosofies 'n vaste grondslag en 'n fondament en wortel vir sy eie volk te formuleer. Kort nadat hy sy doktorsgraad behaal het, is hy aangestel as dosent in filosofie by die Potchefstroomse Universiteitskollege vir Christelike onderwys. In die vroeë 1930's word Stoker bevorder tot volprofessor in filosofie en begin hy ook meer en meer publiseer. Verskeie akademiese artikels verskyn uit sy pen, waarin hy idees van die Calvinisties gereformeerde wysbegeerte op die vraagstukke toepas wat die Afrikaner volk in die gesig staar. Hy wys keer op keer daarop dat die Afrikaner se krisis in wese 'n geestelike krisis is en dat die kern van die oplossing daarin lê om in ootmoed voor God terug te keer na ons Christelik gereformeerde grondslag. Hierdie eerste fase van sy loopbaan kulmineer in die publikasie van die bekendste werk wat hy ooit geskryf het, getiteld Die stryd om die ordes, in 1941. In hierdie werk beklemtoon hy dat die Bybels reformatoriese wêreldbeskouing die enigste teengif is wat kan standhou teen die heersende westerse filosofiese dwalinge van die tyd, die liberalisme en die kommunisme en die fasisme en die nasionaalsosialisme. Die 4 grootste strominge wat in Europa plaasgevind het in die tyd wat hy geskryf het. Stoker wys uit dat buiten die feit dat al hierdie ideologieë verwronge is, nie een van hulle by ons volksaard ooit sou pas nie. En dit sou veral Stoker se kritiek teen die liberalisme in stryd om die ordes wees, wat hom toe in die sop laat beland het. Want vir die destydse pro-Britse regering van Jan Smuts, wat sy hele bestaan op die Britse ryk se liberalistiese ideale wou bou, was daar min dinge so gevaarlik soos 'n Afrikaner professor wat nou openlik verklaar dat die liberalisme 'n valse en goddelose ideologie is. So gebeur dit toe dat professor Henk Stoker saam met 'n aantal van sy medestryders, veral lede van die Afrikaner nasionalistiese Osserwaal brandwag, tydens die Tweede Wêreldoorlog
as staatsgevaarlik bestempel is. In plaas daarvan om erkenning te kry as 'n wêreldklas akademikus en 'n reuse denker wat sy volk wou ophef, is hy 'n professor in filosofie deur die regering gevange geneem en in die koffiefonteinkamp geïnterneer. Tog het hierdie man, die grootste filosoof in ons volk se geskiedenis, ons eie Plato, nie een oomblik teruggedeins nie. Hy het vasgestaan by sy beginsels en daar agter doringdraad en onder toesig van vyandige soldate het hy weer van vooraf ervaar wat dit beteken om as 'n Afrikaner in jou eie land gebrandmerk te word as 'n vyand van die staat. Baie soos ons vandag. Die jong stoker wat net 'n paar jaar tevore sy doktorsgraad by een van die mees vooraanstaande universiteite in die wêreld behaal het, moes nou sy dae deurbring as 'n gevangene bloot omdat hy gewaag het om te praat teen die liberale gees van die tyd. Hierdie ervaring het egter nie sy gees gebreek nie. Inteendeel, dit het sy oortuiging verdiep dat die Afrikaner se stryd in wese 'n geestelike en 'n beginselstryd is, en dat die oplossing nie lê in die aanvaarding van westerse ideologieë nie, maar in die terugkeer na die belydenis van Christus as Here en die handhawing van die Godgegewe orde of die Bybelse orde. In sy stryd om die ordes handhaaf Stoker onomwonde die beginsel dat die enigste ware grondslag vir vryheid en regmatige geslag geleë is in die onderwerping aan Christus. In die inleiding van sy stryd tot die ordes skryf Stoker dan ook die volgende: Die Calvinisme roep Christus tot koning uit op alle terreine van die wêreld en van die lewe. Die Calvinisme soek die eer van God orals en in alles wat hy doen. Die Calvinisme soek die leiding van Gods woord as lig op sy pad en lamp voor sy voet in alles wat sy hand vind om te doen. Calvinisme wil juis teenoor die ander vorme van Christendom die mees konsekwente, mees harmoniese Christendom wees deur Christus in alles te volg, nie net as sy verlosser nie, maar ook as herskepper, nie net as middelaar tussen God en mens nie, maar ook as koning van die aarde. Hierdie Calvinisme, hierdie onderwerping aan Christus se volledige heerskappy, beskryf Stoker dan as die wortel van ons volk se politieke bestaan. Die hart van ons identiteit as volk, meen Stoker, lê juis in hierdie belydenis van Christus as ons koning. Hierin lê ons volk se bestaansreg opgesluit en hierin lê die sleutel tot ons volk se vryheid. Juis daarom is dit so belangrik om Stoker te herontdek. As jy nog nie stryd om die ordes gelees het nie, raai ek jy daarom ten sterkste aan om dit vandag te begin doen. Eintlik moet hierdie skitterende werk aan elke Afrikaner op skool voorgeskryf word. Maar terwyl jy nou lekker stryd om die ordes lees, nooi ek jy ook uit om in die volgende paar dae ons video's te kyk. Ons gaan in die volgende 2 weke saam met u deur Stoker se stryd om die ordes werk en baie van die konsepte wat u daarin sal raaklees verduidelik. Ons hier by die Willem Petse groep is ook onomwonde verbind tot dieselfde beginsels en ideaal wat ons volk se grootste filosoof Stoker voorgestaan het. Dit is waarom ons onomwonde daartoe verbind is om sy Christelik nasionale filosofie ook vir ons kinders in die 21ste eeu te bevorder en ook in hierdie konteks te verduidelik. Daarom wil ons ook ons mense vandag inspireer uit die verlede om te bly bou aan die toekoms. Kyk byvoorbeeld na ons onlangse video oor hoe ons weer begin bou het nadat ons volk totaal verpletter is deur die Anglo-Boereoorlog, deur net op die skakel te klik wat hier op die skerm verskyn. En maak ons hande sterk deur 'n betalende lid van die Willem Petse groep te word. Deur u bydrae kan u ons help om mense se harte te verander. Wat soos H.G. Stoker ons ook leer, absoluut wesenlik is vir ons volk se stryd. Totsiens en God seën elkeen van u.